Ek het ook nou my gemeente 'n blaadjie uitgegee vanmôre, net 12 bladsytjies, om te help om 'n siel vir die Here te gaan wen. Al wat jy moet doen, kry die blaadjie net, as jy hom wil bestel hom op dieselfde adres as wat ander boekies is. Kry die blaadjie, dit kan jou help. Jy het nie nodig om al die versies in die Bybel in jou kop te hê en alles te onthou nie. Vat die blaadjie, print hom net vir jouself daar waar jy ontvang het. Gaan lees en vat 'n regte persoon wat glad nie in God glo nie, wat glad heeltemal sondaar is. Vat so 'n blaadjie, gaan sit met hom en sê kom ek lees vir jou hierdie. Dan lees jy vir hom. Dit is eintlik 'n verkorting van die boek hoekom Jesus moes kom. Maar dit maak dit makliker. Dan kan jy iemand kry om besluit te neem vir Jesus. Baie dankie vir die voorreg. Ek is baie dankbaar dat ek kan bedien reg oor die land. Ek wil môre met u praat oor 'n baie belangrike saak in 'n kind van die Here se lewe. En dit is deursettingsvermoë. Vasberadenheid, deursettingsvermoë en lankmoedigheid om aan te hou, om te kan aanhou. Ek weet, ons het elke dag, elkeen van ons, te doen met die teekanting van die vyand. Dis daar. Dis onteenseglike waarheid. Dis waaroor hy sy hele wese bestaan, is om God se werk te benadeel en mense te kry om hom meer gehoorsaam te wees as aan God. Dit het 'n verlede week bietjie oor gepraat. En om mense se spoed te breek, mense se moed te breek, mense moedeloos te maak. Mense radeloos te maak. En ek wil vanmôre waag om te sê, hier's honderde, as dit nie duisende mense is nie, in Witbank, weet nie van die ander dorpe nie, wat vroeër jare ernstig kerkmense was, die Here gedien het, getrou was, gebid het, gesing het, selfs gehelp het met huisbesoek, gehelp het om ander mense aan te moedig, wat langs die pad iets oorgekom het en gestop het. En ek wil vir u lees hier in Handelinge in die 14de hoofstuk van Paulus, diensknegt van die Here. Ek dink as dit nie vir Paulus was nie, sou ons dalk geestelik armer gewees het, want daar's baie kosbare dinge wat Paulus geskrywe het, wat vir ons sterk lering gee en rigting gee en onderskraging gee. Ek lees daar in die Handelinge boek, 14de hoofstuk, van 'n Paulus wat daar die woord bedien het, en daartoe 'n wonderwerk gebeur, en dadelik was die Fariseërs daar en die duiwels was daar, om te probeer keer. Ek lees daarvan op die 19de vers, net so 2 of 3 versies. Hy sê, maar daar het Jode van Antiochië en Iconium aangekom. En hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep met die gedagte dat hy dood was. Maar toe die disippels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek. En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het, het hulle teruggegaan na Lystra en Iconium en Antiochië. Mense, kan jy jou indink, as hulle jou met klippe gooi, dit wat stenig is, gooi met klippe. Soveel so, dat hulle onder die indruk was, hy is dood. Sleep hulle hom uit die stad uit, buitekant die stad, sleep hom, of aan sy voete, of aan sy kop, of aan sy hande, ek weet nie hoe hulle hom gesleep nie. Maar kan jy dink, as hulle aan sy voete sleep en sy kop klap soos wat hulle hom sleep, daar op die grondpad, uit die stad uit. Kan jy dink, in watter toestand daardie man sy liggaam was? En hy het nie gesê, nee, kyk, wat genoeg is genoeg. Toe die disippels om hom gaan staan, toe staan hy op, en hy vertrek na 'n volgende stad,
en hy verkondig die evangelie in die volgende stad en maak nog disippels in daardie toestand. Ek wonder hoe sou u daarvan gehou het as ek vanmôre hier kon staan en preek het, en het my vanoggend op pad hiernatoe gestenig. My klere is vol bloed, my kop het 'n knop of 10. My oë toegeswel. Ek wonder vir myself, sou ek nog hier gewees het dan? So my vrou gesê, laat die weet die mense, ek kan nie vanmôre nie, hoor regtig, ek kan nie so nie. Maar hierdie man in daardie uiterste toestand, wat hom uitgesleep het as dood. Vergelyk 'n bietjie vanmôre, ek doen dit vir myself, u kan dit vir u self doen. Vergelyk u self met die toestand waarin u vanmôre hier sit. En die toestand wat daardie man was, en nie omgedraai het nie. Hy het nie moed opgegee nie. Sê man, al maak julle my dood, as julle my wil doodmaak, maak my heeltemal dood. Moet my nie half dood maak nie, want as jy my half dood maak, staan ek weer op. Weet u, en ek glo u weet, hoeveel mense vandag in sonde lewe, omdat iemand in die kerk hom met 'n klip gegooi het en seer gemaak het. Ek dink daar's dit meer seergemaakte mense by die huis as mense in kerke vandag. En dis waarom die Here op my hart gelê het, en hierdie hele week al bid ek daaroor, en ek wil vir u sê, ek het nie elke moontlike aanval van die duiwel gekry, om my moedeloos te maak, en negatief te maak, en neerslagtig te maak, en sommer wil tou gooi, alles probeer in sy lewe, maar die krag van God se liefde, het my genadiglik vasgehou, en ek kan vanmôre sê, ek gaan nie omdraai nie, ek gaan aanhou tot ek my asem uitblaas, ek wil vir die Here werk, ek wil u bedien met die woord van God, of jy dit nou gaan vat, of nie gaan vat nie, of dit 'n verskil in my lewe gaan maak, of nie, ek gaan aanhou. Ek wil vir u sê, in Middelburg was in 1986 onafhanklike bediening begin het, was ek vir baie jare die meishond in Middelburg. Want die mense van die ander kerke het na ons toe gekom. Ek het hulle nie genooi nie, hulle het self gekom. Maar ek was die meishond. Die mense in my gemeente, as ek daar aangestap kom, dan waai hulle al vir my. Die mense in die ander gemeente, as ek daar aangestap kom, draai hulle op 'n ander pad, loop so 'n ander pad laat, wil nie met my praat nie. Mense, ek wil vandag waag om te sê, as jy regtig wil iets opstaan vir die Here, moet jy weet, die stenigers is daar. Hulle soek jou. Hulle soek jou. En as jy nie vandag deur die krag van God se Gees in jou hart 'n besluit kan neem en sê, al gebeur wat met my, ek gaan aanhou om die Here te dien, ek gaan iets doen. Maar weet jy wat is hartseer? Dat Paulus was die verkondiger van die evangelie, want hy het 'n ontmoeting met God gehad op 'n dag toe hy op pad was na Damaskus, om nog van die gemeentes te gaan doodmaak. Hy het ontmoeting met God gehad, dat 'n lig oor hom geskyn en 'n stem op hom gepraat. En hy sê, hy was weggery tot in die derde hemel. Weet jy waar die derde hemel is nie, maar ongeag. Hy het in 'n diep ontmoeting met God gekom. En in daardie ontmoeting met God, het die Here vir hom dinge oopgemaak wat hy nooit self geweet het nie, wat hy self teëgestaan het selfs, wat hy 'n pad met God moes loop. God het hom geroep om iets te gaan doen. En weet jy, elke kind van God, wat gereinig is deur die bloed van die lam, wat Jesus in die hoogste pyniging moes stort, om jou skoon te kry. Elke een wat gewas is in daardie kosbare bloed, die hoogste prys betaal om jou skoon te kry, het 'n verantwoordelikheid teenoor die een wat jou gered het. Jy kan nie net niks doen nie. Kan nie. Jy kan nie net
Kerk toe gaan nie elke Sondag, ek is bly as u hier is. Maar daar's 'n verantwoordelikheid, dierbaar as werk om te doen. Die koms van die Here is voor die deur. Daar's nie meer tyd om speletjies te speel nie. En my gebed vanmôre is vir ons gemeente. Die ander predikers in hulle gemeente moet hulle werk doen daar, dis hulle saak. Ek wil nie hier om hulle te kritiseer nie, alhoewel ek graag soms dit doen. Want ek kan nie hanteer as iemand lam is nie. Ek kan nie hanteer as iemand 'n dittelose ding doen en ek kom nie aan die gang nie. Ek kan nie. Ek sukkel met dit. Maar ek wil vir u nog ietsie lees in die woord van die Here. In Nehemia. Jy ken die geskiedenis van Nehemia. Ek het nou 'n merkie ingesit dat ek dit nie dalk moet verloor nie. Daar's 'n Sanballat en 'n Tobia wat met alle mag van Nehemia teestaan om die mure van Jerusalem te herbou. Mense, weet jy, kan jy indink 'n stad wie se mure omgeslaan is en verbrand is, swart gebrande stene en klippe wat daar lê, platgeslaan. Nie kom 'n man deur God gestuur om 'n muur te bou, en hy kom daar staan, hy sê in die nag uitgegaan en gaan kyk daar, een van die poorte, gaan kyk, oralste gegaan op te perd, en gaan kyk hoe lyk dit, en dink hy vir homself, hier is groot werk hier so hoor. Maar hy het gaan een kant onder die boom gaan teen en gesê, Here, u weet, hierdie groot werk is te groot vir my, u moet maar iemand anders te stuur nie. Geef my net die krag om dit te doen. Vasberade. Ek gaan met die mense wat God by my gesit het, gaan ek hierdie stad se mure herbou. As jy hulle kyk, kan jy dink, dit is onmoontlik om dit te herbou. En boonbehalwe die onmoontlikheid van die mure te herbou, die gevaarlike groot werk om dit te doen, is daar so waar nog 'n Sanballat en 'n Tobia ook, wat hom probeer keer, al die pad probeer keer, en al die mense opmaak teen hulle, om hulle dood te maak, hulle moet nie die mure herbou nie. En in daardie toestand kom daar iemand, ook aangesteek deur Tobia en Sanballat, hulle sê vir Nehemia, kom ons gaan kruip weg in die tempel, want hulle wil jou doodmaak. Nou sê hy daar in die 11de vers van Nehemia, die 6de hoofstuk. Maar ek het gesê, sal 'n man soos ek vlug? En hoe durf een soos ek die tempel ingaan en in die lewe bly? Ek sal nie ingaan nie. Ek gaan nie vlug vir die vyand nie. Ek gaan nie toelaat dat die vyand my lewe verder regeer nie. Ek gaan nie toelaat dat ek bang word vir die teestander Tobia en Sanballat nie. Vandag het hulle baie ander name, hoor. Maar om te kan sê, ek het gekom om 'n werk te doen, ek gaan dit doen. Ek kom van ver af met 'n klomp mense wat die koning saam met my gestuur het om my te help. Maar hierdie stad, wat God se stad is, die mense van die buiteland moet my kom help. Maar die mense wat in die stad van God bly, wat sien hoe die mure afgebreek is, hulle wil dit nie regmaak nie. Is dit nie ietsie wat met ons praat vanmôre nie? Wie is die grootste teestanders van die Heilige Gees werkinge? Wie is die grootste teestanders van die gawes van die Heilige Gees? Gaan vra 'n bietjie. Nie die sataniste nie. Nie die wynsypers nie. Die kerkmense. Die mense wat in die stad Jerusalem is. Die grootste teestanders van die herstel van die krag van God.
Die grootste teestanders en baie dierbare kinders van die Here word deur hulle weggelei en omgepraat met mooi praatjies en mooi boeke. Mense, daar's net een plek wat God jou kan help. Dis wanneer jy jou knieë buig voor God en sê, Here, hier is u diensknegt. Stel my aan wat ek moet doen. Ek wil vanmôre vir ietsie sê, moet dit nie verkeerd verstaan nie. Moet dit nie verstaan as 'n dreigement nie, regtig nie, dis nie dit nie. Maar ek vir u sê, die werkers in ons gemeente is min. Die boodskapdraers van die evangelie van Jesus Christus is min. Kritisie sal ons altyd hê. Selfs uit jou eie gemeente uit en van buitekant af sal ek altyd kritiek wees om enige prediker wat die waarheid boodskap van God wil bring. As altyd die Tobia en die Sanballat is altyd daar. Mense in die kerk, mense in Jerusalem, mense van die stad. In steede dat ek kan sê, prys die Here. Mense, iemand gekom om die stad te kom herbou. Kom ons help man, kom ons help bietjie bou in die stad. Dis ons stad man, ons bly hier so. Kom ons help die mure bou. Ek wil vanmôre bid en ek het bykans slaag gepraat. Bid dat die gees van God vanmôre, so wat hy my gedra het in hierdie week, ten al die aanslae van die vyand, wat jy moontlik al kan dink. Ek wonder wat my vrou party dae gedink is, ek sien ek is 'n bietjie anderster. Maar ek vir julle sê, hierdie week was my strydweek, 'n strydweek. Ek het my bes probeer om dit nie te toon nie, te wys nie. Maar ek wil vir julle sê, die Sanballat en die Tobia was hierdie week op hulle sterkste teen my gerig, oor hierdie boodskap wat ek vanmôre moet bring. Maar ek wil vanmôre vir u vra, wie van u wil help om hierdie gemeente te bou? Nie met ander gemeentelede te nooi nie, maar om sondaars te gaan haal buitekant by die evangelie van Jesus Christus. Sondaars tot bekering te bring. Nie het hy sonder hier kon tot bekering kom nie, hy het ons by die huis tot bekering kom. Ek het my voorgeneem, en ek het dit hierdie week gaan doen, jy is in hierdie week, met al die teekanting van die geesteswêreld daar was, om my te poog om elke dag van die week, ten minste een siel na die Here toe te lei. En ek was nie suksesvol om dit elke dag te doen nie, maar ek het 'n paar hierdie week, wit en swart, by die besigheid, by die huise, na die Here te kon lei en sê, om Jesus aan te neem as die saligmaker. Ek het dit my werk gemaak hierdie week. Ek wil wees soos in Nehemia, en ek roep u vanmôre, die wat saam met my wil werk, staan saam met my. Ons gaan die evangelie van Jesus verkondig in ons dorp en in Middelburg. Ja, daar waar ons gemeentelede van hulle bly. Dis nie meer tyd. Daar's nie meer tyd om te sê, ag, pastoor, daar's nie meer tyd om te sê, wanneer kom daai ou reg nie? As ek al ooit in my lewe ernstig was met 'n boodskap, is dit vanoggend. En dan sou dit my laaste boodskap wees voor ek my oë toemaak en my asem uitblaas. Wil ek bid dat God hierdie boodskap vanmôre hy moet jou so diep tref. Weet jy, hierdie mense bou daai muur. Die aanval is so erg. Met die een hand bou hulle, met die ander hand het hy 'n swaard. Want hulle kan nie waag om sonder 'n swaard te bou nie, want die aanvallers is daar elke dag om te probeer keer. Ek is nou nie seker of ek reg onthou nie, maar ek dink is in 57 dae het hulle daai mure geherbou. Aanhoudend elke dag, ten spyte van die stryd.
Ten spyte van die teekanting, ten spyte van al die aanvegtinge en die swaarde wat teen hulle uitgetrek was, en dreigemente, aangehou en aangehou en aangehou, totdat die stad herbou is, toe prys hulle God daarvoor. Toe is almal happy nou hoor. Toe hulle weer sien, toe bly ou Tobia sommer binne in die tempel. Jy sal dit nie glo nie. Gaan lees bietjie daar, so jy sien. Hy het vir my kamertjie gebou binne in die tempel. Daar waar die kosbare goed, die goud en die silwer geberg word, daar bly Tobia. So 'n klip. Net as dit goed gaan, sê hulle, pastoor, nee, ons is by jou, ons is by jou. Ons is nou is ons by jou. Maar toe dit swaar gaan, kyk hulle jou so. As jy die straat stap, dan loop hulle sommer daai kant, ander kant die pad af. Deesdae is dit 'n bietjie moeiliker, want die mense loop nie by die straat in die dorp, hulle loop nou in die mall. As dan daai een straatjie. Maar ek gee verbaas, ek sit nou die dag het, kom maar 'n man, en hy is vir my verby, groet my eers. Hy is die kant toe terug, na ander winkel toe. Toe hy terugkom, hy loop so en kyk in die winkelvenster, dat hy my nie weer 'n keer moet groet, of net dag sê nie. Hy is 'n pastoor. Toe hy inkom, môre, oom Kai. Ek gee nie omdat iemand my sê oom nie, want ek is nie 'n tannie nie. Dis ek oom. Maar toe hy terugkom, hy loop so teen die vensters van die eerste 3 winkels, ek hou hom dop. Hy loop so en kyk na vrouensklere. Net om my mis te kyk. Sê, ja wel, prys die Here. Prys die Here, ek wil eers spytevol wees en sê, hallo! Nee, wag, gedraai jouself man. Moet nie die man in die skande steek, sorry. Ja, my God sal ons help. Wie het gesê, met my God spring ek oor 'n muur? Dawid. Met my God loop ek 'n bende storm. Romeine 8, ek wil vir u lees bietjie, wat sê Romeine 8? Ek wil net dit gou kry vir u. Romeine 8ste hoofstuk. Vanaf vers 31. Wat sal ons dan sê van hierdie dinge? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Halleluja. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaar deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Vat net moed vir ons vanmôre. God is vir ons. Die Amplified Bible skryf dit 'n bietjie anderster. Hy sê, if God before us, who can be successful against us? As God dan vir ons is, wie kan suksesvol teen ons wees? Wie? Wie kan ons keer? Vir wie moet ek bang wees? Hoekom moet ek skaam wees vir die evangelie van Jesus Christus? Hoekom moet ek bang wees om oor die Here te praat met 'n vreemdeling? Hoekom? Wie maak jou bang vir dit? Sanballat, Tobia, Satan. Hy maak jou bang. Kan ek nog ietsie sê voor ek afsluit?
Ek weet nie hoeveel jaar ek nog oor op die aarde nie. Ek weet nie. Miskien goed. Maar weet jy wat? Ten spyte van my ouderdom en alles wat daarmee saamgaan, sal ek so waar, as dit moet, weer nog 'n gemeente begin in Witbank of in Kaapstad, maak nie saak waar nie. Nee, ek sê nie daarmee ek gaan nou loop nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar as dit daarop aankom, ek sal weer voorbegin as dit moet. Ek sien kans vir dit, want die Here is my krag, hy is my sterkte. Nie 'n mens nie, nie die bankbalans nie, nie my karretjie nie, nie my vriende nie, familie nie, niks nie. Die Here is my krag, halleluja. Ek sal aangaan tot ek my laaste asem uitblaas. En ek bid dat God vanmôre vir jou in jou gees so moed gee, so dapperheid gee, so vasbeslotenheid gee, so 'n dryfkrag gee om te sê, ek gaan saam met jou staan, pastoor, ek gaan saam met jou siele vir die Here wen, ek gaan saam siele vir die koninkryk haal, ek gaan sondaar tot bekering bring, met die huis en by die huis en die werk, waar ek ook al is, dat ek iets kan doen vir die koninkryk van God. Ek wil nie meer net 'n saamloper wees nie. Ek wil nie die lekker daarvan geniet nie. Ek wil iets doen. Ek wil deel wees van die oorwinning. Want God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Vir wie is ons bang? Vir wie? Kan ek maar vir u bid? As u voel die Here praat met jou vanmôre, doen iets daarmee. Ek het nie hierdie boodskap gebring om jou te kry by jou voete te staan voor ek vir jou bid nie. Jy kan bly sit as ek bid, is nie vir my belangrik of jy staan of nie staan nie. Wat vir my belangrik is, wat is jou besluit vandag? Wat gaan jy doen? Gaan jy werk vir die Here? Daai ou koortjie wat hulle jare terug gesing het. Ons sal werk vir Jesus. Wyl die skadu's daal. Arbei vir die meester, tot hy ons kom haal. O, Pinkstermense. Ek spot altyd en sê, daai dae, het die manne almal met 'n pak klere kerk toe gekom. Iemand het vir hom gegee. Hy so 'n bietjie klein, sê baadjie se mou sit hier so bo. Die broek sit hier so. Maar hy kan nie langer maak nie. Iemand het vir hom gegee, maar hy kom met sy pak klere kerk toe, want hy gaan die Here aanbid. Ek sê nie, jy moet allemaal met pakke klere toe kom nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, hoor. Ons is by die pakke klere verby. Ek is nog van die ou toepies by die pak klere dra. As jy nie wil 'n pak klere, hulle kos nou 'n paar rand, hoor. Ek onthou die dae toe 'n wit hemp 2 rand gekos het. Ek onthou die dae toe die dollar, Amerikaanse dollar, 72 sent werd was. Ek kan dit nie glo nie. 1964. Die pond was daai tyd 20 shillings, is nou net 10 shillings. Maar daai tyd was ons 2 rand, was 'n pond. Vandag is ons hier 2 rand, iets 40 rand, want dit is 21 rand, 22 rand vir 'n rand. So die ou tyd se pond 2 rand, is nou 42 rand. Ek onthou dit, pak klere wat daai tyd 100 rand kos nou 8000 rand. Ek weet, want ek het nog 'n pak aan. Maar dis nie wat die Here behaag nie. Maar God soek mense wat sê ek wil. Ek wil bid vir mense wat sê ek wil, ek wil, ek wil, ek wil, ek wil. Ek het 'n kort boekie opgestel. Ons het 'n boek geskrywe daar, hoekom Jesus moes kom. Ek het 'n verkorte weergawe gemaak, het net 12 bladsytjies. Wat ek vir elke huisgesin een gee. En ek wil hê met daai 12 blaadjies vat. Gaan na Sondag toe. Moenie na jou oom of tannie toe gaan. Ja, hulle ook is ook reg. Maar gaan bietjie na regte Sondag toe. Gaan sit met hom by 'n tafel. Sê kom ek lees vir jou hierdie boekie. Jy hoef nie self te leer die Bybel te ken nie. Ek het dit vir jou maklik gemaak. Al wat jy moet doen, vat net die boekie saam met jou. Sê kom sit hier by my. Ek wil vir jou iets lees. Dat jy kan verstaan waaroor gaan dit. Johan, dankie, jy kan vir elkeen huisgesin een gee asseblief, my broer.
Die opskrif is die evangelie van Jesus Christus, om dit makliker te maak vir jou. Dat jy kan begin werk vir die Here. Die tyd is naby, die einde is daar. Ek kan nie alleen hierdie kerk volmaak nie, al preek ek hoe mooi, ek kan nie baie mooi preek nie, maar ek probeer dit nie om mooi te preek nie, ek wil net die woord uitdra wat God op my hart lê, maar ek wil u sê, ek wil u help, ek wil gee vir u 'n hulpmiddel, ek wil vir u 'n troffel in die hand gee, en die ander hand is swaard, die woord van God is die swaard van die gees, die ander hand die woord van God, en in daardie hand is 'n troffel om mee te werk, is hierso, vat hierdie boekie, gaan sit by jou sondaar, sê, luister, ek wil met jou praat, ek gaan vir jou lees, dan lees jy dit net netjies vir hom deur. En vra aan die einde, kom jy jou hart aan die Here gee. Lei iemand na die Here toe. Al gaan jy na watter kerk toe daarna, is nie belangrik watter kerk jy gaan nie. Lekker as jy na ons toe kom, ja. Maak nie saak waar gaan jy nie. Dit gaan nie oor kerk, lidmaatskap en die getal mense in die kerk nie. Dit gaan oor werkers. God wil vanmôre werkers opwek in hierdie gemeente. Dit is nog nooit van tevore nie. Dit reg met u. Ek gaan bid. Halleluja. Johan klaar is met die boekies uitdeel. Ja, geef vir die mense, hulle ken nie woord, hulle mag geef hulle 'n boekie. Is jy ook een? Ek is bly jy dat een oorgehou vir jouself, my broer. Ek gaan bid. As jy voel jy wil ingesluit wees in die gebed, jy kan sit of jy kan staan net soos jy voel. Net jy moet jouself 'n besluit neem vanmôre. Ek gaan werk vir Jesus terwyl die skadies daal. Arbeid vir die meester tot hy ons kom haal. Vader, u weet hoeveel aanslae van die vyand hierdie week teen my was om hierdie boodskap te kom aflewer vandag. Vir hulle wat hier is, vir hulle wat op die media daarna gaan luister. En Here, ek bid in die eerste plek, vir hulle wat op die media luister, ek kon nog nie vir hulle 'n boekie gee mee saam te gaan werk nie. Maar Here, dat daar in die harte van die mense wat vanmôre op die internet kyk, en op die media kyk, dat hulle sal besef, ons moet werk vir die Here. Mense is besig om te sterwe by die honderde elke dag, sonder God. Hoe kan ek eendag in die hemel gaan sit en lekker halleluja sing, terwyl duisende van my vriende gesterwe het sonder God? Bid vir die mense van ons gemeente, Vader, wat vanmôre gehoor het wat die woord sê. Dat u vanmôre in hierdie plek, deur die Gees, werkers opwek soos in Nehemia. Werkers opwek soos 'n Paulus van ouds, halleluja. Al word jy gegooi met 'n klip en seer gemaak om te sê, Gideon nie, ek gaan na die volgende stad. Ek gaan die evangelie van Jesus verkondig. Ek gaan disippels maak. Ek roep guns oor hulle, Vader. En die werking van die Gees vanmôre, dit sal lewendig maak in elke hart. En ek doen dit deur Jesus Christus, u seun. En ek dank u daarvoor, Here. Halleluja. Halleluja. Dierbare is baie dankie dat u na ons opnames kyk op die Facebook en op YouTube. En ek is baie dankbaar om gereed te wees om die woord te bedien, gawe te gee om dit te kon doen, die geleentheid te gee om dit te kon doen. Ek wil sê vir u baie dankie. Ek wil net vir u sê dat boonbehalwe dit vir die gemeentewerk, het ek ook 'n paar boekies geskrywe. En dit is nogal werk om 'n boekie te skrywe en te publiseer. En ek wil dit julle bekendstel, dat julle kan bestel by my bediening. Kyk maar onder die regte adres wat hulle vir jou daar gaan gee, op die skerm, en bestel gerus by ons. Die een is Pateet of Profeet. Dit is 'n baie belangrike boekie vir gebedlewe. Die ander een is Die Wapens van ons stryd, net so belangrik vir kinders van die Here, om te weet wat dit beteken. Wat is jou wapens werklik? En om dit te kan gebruik en toe te pas. En dan die kragte wat in die kerk van Jesus Christus behoort te werk. Daar staan nog net werk, maar eintlik moet ek sê behoort te werk. Want al die plekke waar Jesus verkondig word die krag van God nie regtig gebruik nie. En dan is hier 'n baie belangrike boekie. Hoekom Jesus moes kom. Daar was 'n rede waarom God die Vader Jesus moes stuur. Baie belangrike rede. En as jy dit kan verstaan en die agtergrond kan besef, kan die evangelie van Jesus vir jou soveel meer waarde kry. Ek het ook nou my gemeente 'n blaadjie uitgegee vanmôre, net 12 bladsytjies, om te help om 'n siel vir die Here te gaan wen. Al wat jy moet doen, kry die blaadjie net, as jy hom wil bestel hom op dieselfde adres as wat ander boekies is. Kry die blaadjie, dit kan jou help. Jy het nie nodig om al die versies in die Bybel in jou kop te hê en alles te onthou nie. Vat die blaadjie, print hom net vir jouself daar waar jy ontvang het. Gaan lees en vat 'n regte persoon wat glad nie in God glo nie, wat glad heeltemal sondaar is. Vat so 'n blaadjie, gaan sit met hom en sê kom ek lees vir jou hierdie. Dan lees jy vir hom
Dit is eintlik 'n verkorting van die boek hoekom Jesus moes kom. Maar dit maak dit makliker. Dan kan jy iemand kry om besluit te neem vir Jesus. Baie dankie vir die voorreg. Ek is baie dankbaar dat ek kan bedien reg oor die land en 'n gemeente in Witbank het. U is ook welkom ons te besoek hier by ons gemeente in Witbank. Ons is in Gordonstraat, nommer 7A. En u is baie welkom Sondagoggend 10 uur ons toe kom besoek. Ek sal baie dankbaar wees as meer Witbankers van ons kan weet en meer Witbankers ons kan besoek. Dit sal ons 'n voorreg wees om u te ontvang en ek bid die guns van die seën van die Here vir julle. Baie dankie. Vrede.